Nou die dag is ek hier besig op die werf met my verfwerkies en dis 'n dierbare dag en is so lekker en ek voel so gelukkig. En hier op Teefontein moet jy gereeld opkyk, want dit is so geseënd hier op die Vrouberg broei 2 witkruisarende. Nou, as 'n mens nou hier loop en jy kyk op en jy sien hulle, dan sal jy nou sien hulle twee sirkel, natuurlik sonder om te klap. Hulle hang mos net. En altyd by hulle is daar 2 of 3 kraaie wat loop 'n koggel. Ek weet nie of hulle koggel of wat nie. Hulle kan nou nie so hoog gaan soos die witkruise nie, maar hulle is altyd daar by en dan kom hulle so na by die witkruise en dan kant hulle so met die vlerk en dan verwiller hy weer die kraai. So as die witkruise kom, dan maak ek 'n punt en ek gaan sit en ek kyk en ek kyk en ek kyk na daai majestueuse manier wat hulle het om te vlieg. En die wind was nie baie sterk nie, so hulle het net so gehang. En toe ek weer kyk en ek kyk toe weer, toe sien ek, daar's 3. En as daar 3 is, beteken dit, dis 'n jongetjie wat by is. Want die kraaie kan 'n mens nou kyk, nou bel ek eers my bure vir Jacques en vir Wilna, ek sê, jong, hoe weet mens, is dit 'n klein witkruisie of hy lyk nie vir my eintlik soos 'n witkruisie, maar hy's daar saam met die witkruise en dit is nie 'n kraai nie. Nee, sê hulle, hy kry nie dit vat 'n tydjie, hy word nie gebore met sy kruis hier wat wys hy's 'n witkruis nie. Daai kruis kom later. Julle nou staan kyk ek die 3. En die ma en die pa moet elke nou en dan so maak om die kraaie te verwiller. Nou dink ek by myself, hoe moet dit voel om 'n witkruis baba te wees? Okay, hy seker nou nie meer 'n baba nie, maar hoe moet jy nou, hier sit jy in jou nes, en dis afgrond hier, dis nie 'n klein nesie waar jy maar net uit die boom uit kan gaan en woeps op die grond land nie. Wat deur daai jong witkruis se gedagtes moet gaan, voor hy sy eerste vlieg. En hoe sy ouers nou vir hom beduie, hoe werk dit? Hy het natuurlik, hy's gebore met 'n weetsaam om te werk, weet hoe werk die wind en hoe moet hy sweef en so, maar dis nogtans 'n groot ding om daar uit die nes uit te kom. Julle, ek het vir my opgekyk aan hulle en gewonder, want dit is so laatmiddag gewees. En dit is nou altyd die jagtyd, daar 6 vir die laaste bietjie son nog daar sit en op die tip, daar is dit nou die tyd wat die witkruise kan eet. En daar het ek nou my verbeelding laat vrye teels gegee, om nou te dink wat die gesprek is wat hulle nou daarbo het. Hoe hulle nou vir hom moet sê wat hy maak, hulle vlieg so 'n entjie onder hom, en dan weer, as hulle weer bietjie bo hom, en as hulle weer bietjie onder hom, nou dink ek, dis seker nou maar die instruksies wat hulle gee. En nou en dan as die kraaie kom, dan wys hulle vir hom, hoorie, maak net jou vlerk so, dan ons maak dit met die kraaie. En dit was vir my soos 'n soorte verhaal wat ek sit en dophou het. Hoe dit is vir die 3. En voor die winter is die jong witkruis nou al so, dat hy nou al uit die nes uit is, en hy sal seker nou kan al nog nie self jag nie, so die ouers moet nog help jag. Dan wonder ek hoe lank hou hulle nou aan om vir hom te help jag, en wanneer speen hulle nou en sê nou, okay, nou sit jy. En dit is vir my, in die aande as ek so wakker word hier in die middel van die nag en ek lees so 'n paar minute wakker, dan dink ek aan hulle. Hierdie 3, die ma en die pa en die jong een. En hoe hulle geslagte al hier, dis hulle broeiplek. En dis waar hulle deur die jare, dis waar hulle gevestig het om te broei. En dan een keer 'n jaar, dan kom vlieg hulle oor die werf om te sê, hier is ons kind. En kyk, hy vlieg. Ons het hom so ver groot gekry, nou moet ons hom net end uit groot kry. En ek is nou so, die wind is vandag 'n bietjie woelig. Hulle sal seker nou nie vandag vlieg nie, maar as ek uit is op die werf, dan kyk ek. Dan wens ek kan hulle weer sien. En dan staan ek altyd so, dan lig ek altyd my hande so in die lug op, soos ek hulle nou groet, dat hulle my kan sien. Hulle sien my natuurlik sonder dat ek my lig
my hande oplig want hulle sien bitter skerp. Maar ek groet hulle. Ek sê vir hulle, ek sien julle. En terwyl hulle oor die werf en oor my vlieg, waai ek vir hulle julle. En nou dink ek, nou sê die ouers seker vir hierdie jong een, ja jong, hier bly is baie snaakse vrou, sy waai vir ons, maar ons is lief vir haar, ons kom wys onsself vir haar, moenie vir haar skrik nie. En so sal ek nou elke dag as ek hier uitgaan, veral laatmiddag, gaan ek nou my tyd maak om te sien wanneer bring hulle weer hy kind van hulle uit.